Heerlik om saam sing. Dankie almagtige God vir die voorreg om lofliedere, maar ook aanbiddingsliedere tot U te kan rig en te kan sê, Here, diep uit ons hart uit, prys en loof ons U. Ja, dis nie vandag heeltemal 'n sonskyndag nie, maar dankie vir die goeie en die lieflike dinge wat U ook in ons lewe gebied. Vir wonderlike mense wat U vir ons gee, vir U nabyheid wat ook na ons kom deur 'n aanraking en deur die liefdevolle versorging van 'n omgee mens in my omgewing. O ons genadige hemelse Vader, ons dank U vir ons moeders, aan wie U die sorg opgedra het van elke kosbare menslike lewe. U het aan 'n vrou die voorreg en die vermoë gegee om deel te kan hê aan die skepping van nuwe lewe. En wil U gee dat elke vrou die volle betekenis van daardie seën sal besef. Dat hulle so in onselfsugtige liefde elke kind sal versorg waaraan hulle omgee na al die ander kinders op die aarde, sal uitreik ook na hulle. Ook hulle wat nie die voorreg het van 'n warm liefdeskouer van 'n moeder wat vir hulle gebied word nie. Wil jy tog ook so waak oor elke moeder met kinders, selfs ook die wat nog 'n ongebore kindjie in haar omdra. Versterk hulle geloof in U vaderlike sorg en omgee. En wil U so vir elke moeder, Here, moed gee in die tye van vrees en van pyn. Wil U vir hulle begrip gee as 'n kind in onsekerheid en twyfel na hulle toe draai. Dat U sal gee en help dat elke vrou en moeder ook hoop mag dra in hulle harte in moeilike tye. Mag U Heilige Gees hulle inspireer en versterk. En wil U ook so vir ons as die kinders van môre seën, ook hier in die Pinkstertyd, wanneer ons ook so saamgekom het op hierdie Sondagoggend, om U teenwoordigheid te mag smaak. Raak ons aan deur die werk van U Gees en die sagte val van U woord op ons hart. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons is in hierdie dae besig met 'n besondere reeks en dit word genoem 'n seisoen van menswaardigheid. Nou dink net so 'n bietjie aan jou eie lewe. Wanneer voel 'n mens waardig? Wanneer voel jy dat jy op 'n manier hanteer word dat jy sal ervaar, maar dit gee erkenning aan my menswees? Ek is in 'n veilige omgewing. Ek kan voel ek word hier erken, gerespekteer en gewaardeer vir die mens wat ek is. Dink bietjie hoe dit voel vir elkeen van ons. Boeta en sussie, ouer persoon, jonger persoon. Wanneer voel dit vir jou jy het waardigheid? Daar word vir jy word gewaardeer. Nou as 'n mens so daaraan dink, dan weet ons dis iets wat ingeskape is by ons elkeen. Dit is vir ons gegee kragtens ons menswees. Daar het met die sondeval wel iets verlore gegaan daarvan. Maar dit beteken nie dat ons mekaar soos gemors moet behandel nie. Dat ons wat juis deur die aanraking van die Here en die Here Jesus se toetrede tot ons lewens 'n verskil beleef het, dat ons juis ook hierdie menswaardigheid sal kaats na alle mense rondom ons. Want dit is deur die Here Jesus se dood waar hy geboet het vir die gebrokenheid, deur sy opstanding waar hy vir ons gered het
nie net na 'n plek toe om eendag in die hemel te wees nie, maar Jesus red ons ook na 'n verhouding toe, om nou al hier op die aarde in 'n verhouding wat baie bevredigend is en wat 'n mens se siel dra, wat vir jou verhef en wat vir jou vreugde gee, om daardie teenwoordigheid en verhouding met hom te kan ervaar. En om ook te kan weet, en so het ons gehoor donderdag toe Henny rondom die hemelvaartsdiens dit mooi oorgedra het, dat hy ook vir ons geroep het as sy volgelinge en disippels vir 'n taak wat ons het. En daardie taak sal eers afgehandel wees wanneer hy weer terugkom op die wolke. So elkeen van daardie groot momente in Jesus se lewe, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, het 'n effek op ons lewens en dra by tot ons sinvolle menswees, tot ons menswaardigheid. En so het ons ook gehoor dat die Here Jesus self vir ons as voorspraak by die Vader toetree namens ons, en dat hy ook dieselfde woord, die term gebruik het om die Heilige Gees se werksaamheid te beskryf, van hoekom hy ook uitgestort is oor die kerk, om ook hier by ons as voorspraak en bemoediger op te tree. En te kan weet, jy kan nie alleen staan nie. Het is goed as jy 'n liefdevolle vrou of man, of 'n omgee vriend of vriendin by jou het, maar bo alles het ons die Heilige Gees ook nodig as voorspraak. En so omarm die Here ons met sy voorspraakwerk. So vou hy ons toe en wil hy hê dat ons ook 'n arm van omgee ook om ander mense sal sit. En dit is dan waarmee ons ook in hierdie Pinkstertyd besig is om te kan sê, vanuit die menswaardigheid wat die Here vir ons gee, wat hy weer herstel het deur die wedergeboorte en die heiligmaking van die Heilige Gees, dat ons kan weet, daar is hierdie 4 groot dinge waarby ons hierdie week wil stilstaan, en dit is menswaardigheid deur omarming, deur te luister, deur lief te hê en deur respek te hê vir mekaar. Donderdag het ons gehoor, daar's 2 groot vrae wat gevra word, en die vraag is, wie is jy en wat doen jy? Wie is jy? Wat is jou identiteit? En wat doen jy? Waarmee hou jy jouself besig? Wat is jou lewenstaak? En dan het ons gesê, dit is juist deur die Here Jesus se toedoen en deur die stuur van sy Gees, Pinkstergees, dat hy vir ons wil help om ons eie identiteit in hom te aanvaar en te besef, ons kosbare lewe, ons menswees, maar om ook te kan weet, ons het elkeen 'n bydrae om te lewer tot ander mense se lewens. En dat ons ook so sal sê, ek staan my plekkie ook vol met vrymoedigheid. Kom ons gaan nou na die gedeelte wat vir ons iets sê oor luister. Kom ons gaan na die Here se woord toe, en ons gaan blaai daar na Markus 5 toe. Ek wil jou nooi, as jy jou Bybel het, maak dit daar oop by Markus 5 vers 21. En daar is 'n paar temas wat aan die orde sal kom. Belangrike dinge waarvoor jy moet luister as ons ook so dit deurlees. En dit is die sake van aanraking, vertel en hoor, die vrou, geloof, en dan die Here Jesus Christus se identiteit en sy taak, sy werksaamheid. Ons is by Markus 5 vers 21, ons het reeds gebid, dat die Here ook die verkondiging hiervan sal seën, ons harte sal oopmaak, so ons lees. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend. My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan, en hulle het van alle kante af teen hom gedruk.
Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, maar eerder erger geword. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan in bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word. En hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee. Tot sover die woord van die Here. Liewe vriende, as 'n mens nou so daarna luister, na daardie gedeelte, dan wil ek sommer net so 'n kerngedeelte daar uithaal. En dit is vers 32 tot 36. En ek wil die eerste tema net bietjie eerste woord uithaal en net vir julle wys hoe die Here Jesus deur aanraking, deur aangeraak te word, iets gedoen het vir 'n besondere mens. Dat hy in daardie geharwar en tussen daardie gedruk en gestoot van 'n klomp mense, en ons weet hoe dit kan wees as jy ergens in 'n stormloop vasgevang is, of as jy as ons hier by die kerk uitgaan en 'n mens staan hier tou om uit te beweeg, as jy dalk daar by daardie nuwe winkelsentrum was wat oopgemaak het, dan sal jy weet hoe dit voel om, jy het baie mense rondom jou, en noodwendig gaan sommige aan jou raak. En baie van ons het persoonlike, privaat ruimte, en dis vir jou nie lekker as mense so aan jou stamp of so naby jou kom nie. Maar die Here Jesus was sekerlik daaraan gewoond, omdat dit wat hy gedoen het, het
aandag getrek en mense het nader gekom en hulle wou ook by hom wees, hulle wou hom sien, hulle wou in sy oë kyk, hulle wou eerstehands kennis maak met hom. En dat hy dan vir hulle vra, wie het aan my geraak? Wie het dit gedoen? En dan die interessante dat hy nie die hande op iemand gelê het nie, maar dat daardie persoon die hand na hom toe uitgesteek het. En dat die disippels eintlik amper sarkasties was en gesê het, Here, maar wat verwag u? Jy gaan mos mense hê wat teen jou gaan stamp en stoot. Nou vra jy, wie het aan my geraak? Baie mense het aan jou geraak. Baie mense kom tydens hulle lewe ergens in kontak en baie naby aan die Here. Baie mense kom na 'n erediens toe, maar nie almal ervaar die aanraking van die Here nie. 'n Mens kan in 'n massa by die Here teenwoordig wees. Jy kan vanoggend hier sit en die groot hartseer is dat jy onaangeraak hier kan uitstap en kan sê, maar wat het ek hieraan gehad? Ek het geen erg hieraan nie. Dat dit vir jou dalk 'n leë ontmoeting was, 'n sinnelose oefening was. En natuurlik is dit nie hoekom ons kom nie, liewe boete en sussie. Natuurlik kom ons hierheen nie om my sarkasme te hoor nie, maar dis die feite dat 'n mens baie naby aan die Here kan kom en dat jy tog so ver van hom kan wees. En dat daardie vrou besondere omstandighede gehad het wat gemaak het dat sy dan tog ook aan hom wou raak. 'n Vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiinge, ginekologiese toestand gelei het en dat sy swak was as gevolg daarvan. Dokters kon haar nie help nie. Nie dat dokters hulp daarmee afgeskiet word nie, maar dit wat dokters kan doen het ook beperkinge. En dat 'n mens daarom ook soveel te meer ook die Here moet vra om die hulp wat ek ontvang te seën en by hom ook die krag en die genade te gaan haal. Maar dan is daar ook 'n ander aanraking. En in hierdie geval is dit nie iemand wat na hom toe gekom het soos hierdie vrou nie, maar is dit iemand na wie toe hy gegaan het? Is dit iemand wat terwyl hy op pad was na haar toe gesterf het? En net so sarkasties sou mens kon sê, Jesus het hom laat ophou deur hierdie vrou wat nou vir hom hier langs die pad lastig geval het. En sy het nou gemaak dat hy laat gekom het by sy bestemming en dat die dogtertjie dood gegaan het intussen. Maar dan die fantastiese, liewe boete en sussie, en dit is dat ons kan weet, die dood is 'n realiteit, maar Jesus weier om die finaliteit van die dood te aanvaar. Ons hoef nie die finaliteit van die dood te aanvaar en te sê, dis alles finaal verby nie. Ons kan weet, dit gebeur met ons, dat ons sterf, ja. Maar wat die Here Jesus kom doen het, moet vir ons laat besef, daar is 'n ander werklikheid. Daar is oorwinning oor die dood, ook deur hom moontlik. Kom ons kyk na die volgende een. Vertel en hoor. Wat sien ons daar raak? Hier kom 'n vrou na hom toe, en sy het aan hom geraak, en toe hy nou omdraai en hy vra, wie het aan my geraak? En sy is hier by hom, ek bedoel, sy het so pas sy kleed aangeraak. Dat sy toe op haar knieë neerval tussen daardie mense. En wat doen sy? Sy gee oor. Sy vertel haar volle verhaal. Nou, Dan en Elsa, ander Dan en Elsa hier voor, as julle nou, as daai kleuterskool dogtertjie na jou toe kom, Elsa, en sy wil nou vir jou kom vertel wat het die naweek gebeur, dan moet jy weet, dit kan 'n tydjie vat. As jy met pa en ma gaan gesels wat daar langs jou sit, en oom Johan, dan die Betty begin gesels oor hulle hele lewe, hulle lewensverhaal. En ons weet, ons ouer persone het wonderlike ervarings, en as jy by hulle moet gaan sit, dan moet jy tyd maak vir hulle. Jy moet weet, dit
dit gaan 'n rukkie neem, 'n rukkie duur. Want daar is soveel wat jy kan ontvang by 'n ouer persoon. En sy rondom haar geskiedenis, haar mediese geskiedenis, sy het alles vir die Here Jesus vertel. Terwyl rondom en by hom staan Jairus in trippel, nee, want hy het nou vir Jesus, die leermeester, kom haal, om vir hom te sê, asseblief, kom help my dogtertjie, sy sterwend, sy is baie siek, en Jesus staan daar, ek stel my voor, dalk het hy daar by haar gaan sit op sy knie, en haar in die oë gekyk, en hy het dalk net na haar geluister, en haar toegelaat, om alles te vertel in haar lewe. Nou ja, dit wat sy te vertel gehad het vir hom, was dit 'n suksesverhaal? Was dit 'n verhaal van hoe goed dit met haar gaan, en van hoe gelukkig sy is, en van die vreugde wat sy put uit haar verhoudinge, allermins. Vriende, daar's nie net suksesverhale in hierdie wêreld nie. Ons moet ons nie laat mislei en dink, as jy nie 'n rasende sukses is, dan is jy nie 'n geseënde mens van kind nie, kind van God nie, mens, geskape mens nie. Dat 'n mens sal weet, as kind van die Here, ervaar ons partykeer groot uitdagings, groot oorweldigende omstandighede, wat oor ons pad spoel. Daar's meer verhale van stryd, as suksesverhale. Daar's meer verhale van nederlaag, as oorwinningsverhale. Daar is meer verhale van na die een kant toe skuif, as om te sê, kom, ek koester jou, kom, ek druk jou teen my vas. Daar's meer verhale van magteloosheid, as rasende sukses. Meer verhale, wat mense het om te sê, ek voel waardeloos, ek voel 'n mislukking, as om te sê, ek gaan deur die lewe, en ek het wonderlike sukses bereik in die grootmaak van my kinders, en in my werk, en al die dinge, die terreine waar ek beweeg. Kom ons besef dit vanmôre, dat mense met baie seer, en dis ek en jy is sulke mense, wat ons partykeer met ons saamdra, en dat ons moet weet, die Here weet daarvan, maar die Here het ook 'n adres, waar jy daardie verhaal kan gaan deel, en vir wie jy dit kan vertel, en dat mense en dat iemand sal tyd maak om daarna te luister. En dat die Here Jesus in sy almag in staat was om terwyl hy na hierdie vrou luister, met die ander oor nog te hoor, hoe daar gesê word, meneer Jairus, jy hoef nie meer te kom nie, los nou maar hierdie geneesheer, sy is dood, sy het gesterf, jou dogtertjie. Hy hoor dit. Hy vang ook daardie slegte nuus, vang hy ook op, en dan reageer hy ook daarop. 'n vrou het ons nou al gehoor, wat vir 12 jaar aan hierdie probleem gelei het, en as jy in die Ou Testament gaan lees, dan sal jy raak sien, dat wanneer 'n vrou aan bloedvloeiing ly, dan is sy ritueel onrein, dan mag sy nie naby ander mense kom nie, dan mag sy nie by haar man slaap nie, dan mag sy nie in 'n plek van aanbidding kom nie, sy is uitgesluit, want dit was gewoonlik net vir 'n tydjie, dat sy weer daaroor gekom het, en dat die stonde verbygegaan het, maar in hierdie geval het dit lank aangehou, vir 12 jaar, dis 'n lang tyd, 'n tyd waarin mense verhouding, jou huwelik, kan tot niet gaan, 'n tyd waarin jy mense kan verloor, 'n tyd waarin jy jou geloof kan verloor, waar jy kan voel, maar die Here het my weggestoot, ek vind nie genesing nie, en veral in daardie streng voorskriftelike omgewing, jy is kulties onrein, jy moet op 'n afstand bly. En dan is dit toevallig dogtertjie,
wat ook vir 12 jaar oud was, en wat te sterwe kom. En ons weet dat dogters, dat hulle baie gou al in die huwelik getree het, dat sy baie naby daaraan was om 'n mamma al te kon word, en dat daar groot vooruitsigte ook vir haar was, en dat dit kortgeknip sou word deur haar dood, dat daar 'n mamma en pappa in haar lewens sou wees wat gesê het, maar sy's nog 'n kind, ons het so groot ideale vir haar gehad, en nou sy dood. 'n dogter en 'n vrou, en is vandag Moedersdag, en ek dink die sissies onder ons kan besonder ook identifiseer met hulle, om iets van elkeen se besondere omstandighede, se dilemma te ervaar. Hierdie vrou 12 jaar lank siek, 'n dogter wat agteruit gaan, en wat sterf, en wat 'n hartseer ouerpaar agterlaat. Maar dat die Here Jesus die gewilligheid openbaar om na 'n dogtertjie toe te gaan, aan 'n dooie te gaan raak, wat ook volgens sy godsdiens verbode was. Dat hy toegelaat het dat 'n vrou aan hom geraak het, wat hom eintlik onrein gemaak het, en dat hy gesê het, dit gaan nie daaroor nie. Ek is beskikbaar, ook vir mense wat voel hulle so onrein en vuil, en so mislukking, so waardeloos. Dat hy kom sê, kom, ek wil dogter, en hy gebruik hierdie woord, dogter, 'n spesiale woord, wat net eenmal deur die Here Jesus gebruik word. 'n Spesiale woord om te sê, jou geloof het jou gered. Ek prys dit aan wat jy gedoen het, want jy het op my vertrou, jy het op God vertrou, en daar het iets in jou lewe gebeur gevolglik. Dit was 'n aanraking, maar dit was 'n aanraking met geloof, met vertroue dat hier iets gaan gebeur. En dat hy dan ook hoor as die mense vir Jairus kom sê, los maar, jou dogtertjie het gesterwe, dat die Here Jesus vir hom ook aanmoedig en sê, in die geloof is niks onmoontlik nie. Moet nie ontsteld wees nie. Hou maar net aan glo. Hê verwagting, hê vertroue. Daar gaan iets gebeur. En dan, dat ons ook kan sê, dat hierdie hele gedeelte eintlik ook wil uitwys, dat die Here Jesus absolute goddelike gesag en mag het. Hy sê daar vir haar, vir daardie vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En daardie vrede is eintlik 'n wonderlike ervaring ook van die heel word in die teenwoordigheid van die Here God. Dit is die shalom. Shalom vir jou. Mag jy die helende, versterkende teenwoordigheid van God ervaar. En dat hy ook dan vanuit daardie goddelike gesagsposisie kom sê, moet nie ontsteld wees nie. Hier gaan ook iets in julle lewens gebeur. So vriende, ons het gevra, donderdag aand met Hemelvaart het Henny gevra, wie is jy? En wat doen jy? Onthou jy die vraag wat daardie persoon vir die rabbi moes vra, wat ook vir ons gevra het. Wie is jy? Wat doen jy? En as ons dit ook so kom vra vir die Here Jesus, wie is u? Wat doen u? Dan sien ons raak, hy het gesag, hy's God, hy's die seun van God, en hy kan groot dinge in 'n mens se lewe doen. En gevolglik kan ons ook sê, in ons eie lewe, wat kan ons ook doen? Wie is ons? Wat is ons taak, en wat kan ons ook doen? Kom ons vat hierdie boodskap saam deur 'n paar dinge te sê. Dat die Here Jesus ook hieruit vir ons kom sê, deur hierdie 2 wonderwerke kom sê, ek gee vir julle 2 padtekens, maar dis nog nie die bestemming waarin ek op pad is nie. Ek leef nog, ek is nog op pad na dit wat ek op die aarde kom doen.
En ek kom illustreer vir julle deur hierdie wonderwerke dat ek in staat is om regtig vir mense om te gee, om deernis met hulle te hê. Maar die bestemming daarvan is dat jy sal glo. En daarom dat die Here Jesus vir hulle sê,